Here, en ek weet hier's mense wat die vyand dit so reg gekry het om 'n wanpersepsie, 'n leuen te glo oor hoe groot en hoe kragtig die naam van Jesus is. En Here, mag ons vanoggend, soos wat ons die woord bedien, net oorweldig wees met u goedheid en u liefde. Ons loof u daarvoor. Here, Heilige Gees, ons gaan weer sê, die wat wag op die Here, sal nuwe krag ontvang. Here, ek bid dat vanoggend nie net inligting sal wees nie, maar ek bid soos dat ons die woord deel, dat ons u krag, soos dat ons wag vanoggend op u, nuwe krag sal ontvang. In Jesus naam bid ons dit en almal sê, amen en amen. Wees braaf, groet een of twee mense langs jou, en dan gaan ons 'n tyd van die woord in. Ag, dit is vir my so lekker om vanoggend weer saam met julle te wees en ek wil so vinnig net noem dat ons laas naweek 'n gemeentekamp gehad het en vir die wat op die kamp was, sal weet dat die Saterdag aand het ons juist dit gedoen. Ons het gewag op die Here. En ek kan nie vir jou sê die intense bediening van die Heilige Gees. En dis my verwagting vanoggend. Jy is nie hier toevallig vanoggend nie. Jy is hier vir 'n rede, en hier by Kaleio Kerk wil ons nie net vir jou inligting gee nie, maar soos wat ons by mekaar is my verwagting en my vraag van die Here, dat jy so intense belewenis van die Heilige Gees sal hê. Kyk my gou in die oë. Weet jy hoe lief die Heilige Gees jou het? Ons het nie hier tyd vir godsdiens nie, ons het hier tyd vir verhouding. En jy is hier vanoggend deel van hierdie gemeente, en is my vraag vanoggend dat die Here weet die detail wat in jou lewe aangaan. God is nie daar ver, afgesonder, hy is hier, nou, met jou, ken die behoeftes van jou hart, en daarom het ek nodig om vanoggend jou met dit te bedien. Amen. Ek wil vir almal aanlyn vinnig hallo sê, baie welkom by Kaleio Kerk, van waar ook al julle in die wêreld kyk. Ek is net weer oorweldig, magtig. Nommer 1, hoeveel Afrikaners reg oor die wêreld is. Dit is net vir my, maar dis ongelooflik, en ons bid dat die Here die Afrikaner gebruik reg oor die wêreld, maar dat hulle Kaleio Kerk sien as hulle gemeente. En hoeveel mense stuur boodskappe en sê Kaleio Kerk is my kerk. Ek kyk nie net julle dienste nie, ek is ingeskakel, dis my kerk. Kan ons die Here net loof vir dit, vir 'n internasionale impak? So net vinnig, Mexico, Mauritius, Dubai, Mauritius, ek het julle hoor, Amerika, Roan julle daar in Amerika, Renée en Fasen daar in Amerika, Werner, ek gaan nou nie almal onthou nie, maar soos wat die Heilige Gees my herinner, baie Suzanne en Louis in Hongarije. Onthou julle Suzanne het hier gepreek so 'n paar weke terug. Hulle kyk ook en hier's 'n mooi storie. Toe is daar 'n ander koppel wat ook in Hongarije is, wat toevallig op Kaleio Kerk afgekom het en hulle het met mekaar connect. So ek wil vinnig net noem, die 12de Oktober, 2 uur, gaan ons 'n Kaleio internasionale Zoom call hê. So 2 uur is lekker, want die Amerikaners kan inskakel, en mense wat in die ooste is, kan inskakel. So as jy mense het wat weet, wat deel is van Kaleio Kerk, en asseblief, geef hulle hierdie boodskap deur. Ons gaan ook op al ons sosiale media platforms gaan ons kommunikeer. 12 Oktober, 2 uur, gaan ons met almal internasionaal gesels, en ek dink dis incredible. En dan laastens, waar ek baie opgewonde is ons Durbanville groepie. Daar's mense wat in Durbanville by mekaar kom, en ek gaan hulle in November gaan ek hulle gaan bedien, en ons vertrou die Here vir invloed in die Kaap. Kom ons loof die Here net daarvoor asseblief. Is incredible. Ek het 'n woord wat ek vanoggend met jou wil bedien, of vir jou bedien. En ek weet dat hierdie woord die potensiaal het om so groot skuif in jou lewe te bring. En laat ek in dieselfde asem sê dat dis vir my hartseer dat hierdie skuif nog nie in
Christene of meeste Christene wat ek ken se lewe gebeur het nie. So ek wil vanoggend praat met jou praat oor 'n skuif. Daar moet 'n switch in jou lewe gebeur. En ek dink die rede hoekom die switch nog nie gebeur het nie, is dat daar oor baie generasies in Suid-Afrika en wêreldwyd 'n sekere boodskap gekommunikeer is oor Christendom en I'm just here to set the record straight. Ek is moeg om Christene oorlaai en moeg te sien omdat hulle 'n verkeerde boodskap verstaan van wat Jesus Christus regtig kom doen het. En so ek wil vanoggend praat met jou oor hierdie skuif wat in ons lewe moet gebeur. Wat is hierdie skuif? Waarvan praat ek? Ek sien mense leef met hierdie spanning in hulle lewe. 'n Spanning wat sê ek bely een ding, I profess one thing, ek sê ek is 'n gelowige, ek sê ek glo in Jesus Christus, maar my lewe wys dit nie noodwendig nie. Ek bely een ding, maar ek leef iets anders. Ek glo een ding, maar ou maat, hoe hard ek ook probeer, is daar heeltyd hierdie ander drang, hierdie ander ding, hierdie ander lewenstyl wat ek leef, en dit voel vir my of ek dualisties lewe. Is dit net ek of ek sien hoeveel mense hierdie ding raak leef, om te sê, okay, ek glo in Jesus Christus, maar ek leef iets anders, en hier is hierdie spanning tussenin. Woorde soos, ek voel nie of ek die Here tevrede stel nie. Woorde en sinne soos, kyk, ek is nou nie 'n perfekte Christen nie. Jy weet, jy al met daai mense al gepraat, hoor jy, is jy 'n gelowige? Ja, ek is, maar hoor jy, ek is nou nie 'n perfekte Christen nie, hoor jy. Met so laggie by, of is dit my laggie, ek weet nie. Die punt is dat ek is nie 'n perfekte Christen nie, en daarom, omdat ek hierdie geloof in my het, dat ek nie perfek is nie, het ek nie die vrymoedigheid om my geloof te deel nie. Nie by die werk nie, nie by familie nie, want ek is nie die model nie. Ek is nie die perfekte prentjie van wat dit beteken om 'n gelowige te wees nie. Enigiemand al daai spanning in jou lewe beleef? Voel skaam. Voel skuld. Daar's goed in my lewe wat nie die Christelike boodskap en prentjie noodwendig weerspieël nie. Ek lag so laasweek op die kamp, net voor ons op die kamp ry, hier kry ek seker 5 boodskappe. Leon, mag ons 'n wyntjie saamvat op die kamp? My antwoord is, verseker kan jy 'n wyntjie vat op die kamp. Ons is nie godsdienstig hieroor nie, jy's 'n groot mens, jy's so welkom. Maar in net daai sin, is daar hierdie spanning van ek weet ek gaan nou kerk toe, en so daarom is daar 'n sekere gesiggie wat ek moet opsit, en 'n sekere manier wat ek moet leef, en ek kan nie alles vir die mense rondom my wys nie, want hier's hierdie spanning, dit wat ek sê ek is, en dit wie ek leef, wat ek doen, kom nie by mekaar uit nie. En ek wil vanoggend hierdie spanning oplos in jou lewe. Dat jy van vandag af nooit weer daai spanning sal beleef nie. Klink dit vir jou soos 'n goeie tyd? OK. Maar vir dit om te gebeur, wat ek het eers sê, voor ek nou aangaan, die woordjie vir hierdie spanning is die woordjie skynheiligheid. Dis die titel van hierdie boodskap. Skynheiligheid in Afrikaans beteken, ek sê een ding, maar ek leef iets anders. Ja, ek glo in Jesus Christus, maar ek sukkel nog steeds met sekere verslawings. Ja, ek glo in Jesus Christus, maar yes, ek kan nie, ek is nie die ou wat moet evangeliseer nie, want my lewe is maar gemors. En ek het nodig om hierdie spanning vanoggend op te los in jou lewe. Want jy kan nie floreer, jy kan nie in 'n optimale, intieme verhouding met die Here leef, as hierdie spanning nog in jou lewe is nie. Soos julle reg het ons bietjie ontspan. En dit is profeties, want soveel mense is so, wat is die regte woord, wired, is so oorweldig
met hierdie spanning. En so kom ons sak saam met die Here in vandag. Kan ek gou vir ons bid? Dankie Heilige Gees dat U die detail van elke persoon se lewe hierso en aanlyn ken. Here, mag vandag se boodskap soveel transformasie en vryheid bring, dat ons nooit weer hierdie spanning in ons lewe hoef te beleef nie. Want die woord sê, daar by Christus is rus. En dis my gebed vanoggend, dat ons 'n rus sal beleef, wat ons nog nooit van tevore beleef het nie. In Jesus naam bid ek dit, en almal sê, amen. OK, so ek het nodig om vandag met jou te kuier, in 2 hoofstukke in die Nuwe Testament, in die brief van Hebreërs. Hebreërs 9 en Hebreërs 10. So sal jy asseblief in die week wat kom, saam met my verder gaan bestudeer oor Hebreërs 9 en Hebreërs 10. Want in hierdie 2 hoofstukke kom los die Here hierdie spanning vir ons op. En ek glo dat dit vandag so impak op jou lewe sal hê. Nou, net 'n bietjie konteks oor die brief Hebreërs, kan ons net so 'n bietjie teologies insak, is dat ons is nie seker wie die brief van Hebreërs geskryf het nie. Baie mense sal sê dis Paulus, baie mense sal sê dis Barnabas. Ons is nie seker nie, maar die waarhede wat hierin gekommunikeer word is geensins teenstrydig met dit wat Paulus gekommunikeer het nie. Dit is een mooi goue draad, die doktrine is reg, die teologie is reg, en dit kom kommunikeer 'n ongelooflike waarheid wat ek en jy moet ontdek. So kan ons vandag 'n bietjie Bybelstudie doen? Kan ek hardop sê, soveel van ons lewens is baie keer in chaos, omdat ons nie weet wat regtig hier binne staan nie. Kan ek jou vra, Kaleo, moenie op ander mense se openbaring leef van wat hier binne staan nie, laat die Heilige Gees self van jou openbaar. Amen. Want ons maak besluite, ons leef in angs, ons leef in depressie, ons leef in bindinge, omdat ons op ander mense se openbaring leef, en ek het nodig dat jy volwasse word, en dat jy begin ontdek wat staan regtig in die Bybel. OK. So, kom ons trek weg met Hebreërs 9. In Hebreërs 9 kom die skrywer van die brief en hy sê, ek het nodig om nou hierdie ding aan julle te verduidelik, want ek sien julle het hierdie spanning in julle lewe. Die Jode het met dieselfde spanning gesit. Hulle het hulle hele lewe lank wetties gefunksioneer, hulle het offers gemaak, hulle het die wet onderhou, hulle het alles reg probeer doen. En nou kom die boodskap van Jesus Christus wat sê, maar die wet is vervul en hy het opgestaan uit die dood en daar's 'n nuwe verbond en nou is die Jode soos, maar wag. Ek sukkel met hierdie spanning van ek het wetties gefunksioneer, maar nou is hier 'n nuwe verbond, dis 'n nuwe manier van lewe en dit is die spanning wat die brief van Hebreërs nou wil kom oplos. En hy sê, kom ek verduidelik vir julle presies hoe hierdie werk. Kom ek verduidelik dat julle verstaan presies wat hierso gebeur het. En dan begin hy in Hebreërs 9 om te verduidelik hoe werk vergifnis en nuwe verhouding met Jesus Christus deur die tabernakel, die tempel van oud te gebruik as voorbeeld. Okay? Wat is die tabernakel? As jy nie weet wat dit is nie, kom ek herinner gou jou geheue, toe die Jode uit Egipte uit is, onthou jy daai storie, ou Bybelse storie, Exodus, toe hulle uit Egipte is, deur die Rooi See, toe is hulle in die wildernis vir 40 jaar voordat hulle in Kanaan ingegaan het. Is jy met my? Ken jy daai storie? Hallo? En in die wildernis kom die Here en hy sê vir Moses, hoorie, ek het nodig dat julle 'n plek van aanbidding maak. Ons gaan vandag lekker Bybelstudie doen. Ek sien julle is almal so wakker. Alright. Ek wil julle met julle 'n plek van aanbidding maak wat ons noem die tabernakel en dan het hy klomp wette gegee en dan 'n offerstelsel gegee en maniere gegee hoe hulle geloof uit kan leef sodat sonde vergewe kan word. En die tabernakel het so gelyk. Ek het vir jou 'n prentjie hierso vanoggend en ek gaan net so 'n bietjie nader in die TV staan. Dis hoe die tabernakel is die beste prentjie wat ek kon kry van hoe die tabernakel in die wildernis gelyk het. So ek wil jou vinnig verduidelik wat hier aangaan. Wat jy hierso sien is 'n tent wat hulle hier opgerig het, wat hulle in 'n vierkant toegemaak het en hier is 3 hoofdele binne in hierdie tabernakel. Hoe dit werk is, hierso aan julle linkerkant
het hulle wat hulle genoem het die voorhof of the outer courts, en hier sou die offers gebeur. Wat gebeur het is, die mense het hulle offers gebring, wat ook al die Levitiese wet dan nou voorgestel het, of dit nou duwe, of bokke, of skape, of wat ook al mag wees, het hulle gebring na hierdie area toe, waar die offers gebring het, die persoon het gegaan, en hy het sy hand op die dier gesit, en wat daar voorgestel is dat die sonde van die persoon oorgegaan het na die dier toe, dan is die dier geslag, en die bloed van die dier, as jy nou, jy kan dan ook mooi kyk, as jy nou net uit die prentjie opsit, is hier sulke horings op hierdie offertafel, en dan het hulle die bloed op die horings gesit, en dan is daar 'n offer gemaak. Okay? Dis die buitehof. Dan het die priester van die buitehof, het hy na hierdie waskom toe gegaan, en hy het homself gewas. Hy het sy hande en sy voete en sy gesig gewas, en hy het inbeweeg na die heilige plek toe. Hierdie heilige plek het 3 hoofstasies gehad. Hy het die menorah gehad, wat waar kerse aangesteek is, daar's 7 van hulle, en hy moes aanhoudend brand, en daar moet 'n priester gewees het, wat aanhoudend dienswerk gedoen het binne in hierdie tabernakel. Hy moes aanhoudend brand, aan die linkerkant van die tabernakel, aan die regterkant was daar 'n tafel met 12 brode op, en die 12 brode het gestaan vir die voorsiening van die Here vir Israel. En dan voordat jy, wat jy gehad het, is waar hulle wierook gebrand het, voordat jy deur hierdie pers kleed gegaan het, na die heiligste van heilig toe. Nou in jou laaste gedeelte hier agter, het hulle dan die ark gehad, waar die 2 gerubs op was, en die teenwoordigheid van die Here was daar so in gewees. En so 1 keer 'n jaar, het 'n priester gegaan, 1 keer 'n jaar, en hy het 'n offer gemaak, hy het homself gereinig, hy het in die heiligste ingegaan, of die heilige plek ingegaan, die eerste gedeelte, en 1 keer 'n jaar kon hy na die heiligste van heilig toe gaan, om die sonde van die hele volk dan te vergewe. En so het hulle jaar na jaar, is dis hoe hulle geloof uitgeleef het in die tabernakel. Verder, toe koning Salomo, 'n koning, toe sê hy, maar ek wil 'n groot tempel vir die Here bou, en hy het presies dit gaan bou, maar net in 'n tempelvorm met goud en alles, en jy kan dit gaan lees, en is ongelooflik. Die tempel is toe afgebreek, en hy is toe later deur die Herodes, is hy weer bietjie verder gebou, maar dit is hoe die Jode hulle geloof uitgeleef het. Elke jaar, gedurende die jaar, soos wat sonde gebeur het hulle gegaan, en hulle het gaan offers doen. Die priester het 1 keer 'n jaar binne in die tabernakel ingegaan, en dan het hy vir die hele volk se sondes, het hy 'n finale offer gedoen. As die priester enigsins onreinheid aan hom gehad het, hy het die stappe nie reg gevolg nie, hy het nie reg homself gereinig nie, as daai priester dan in die heiligste van heilig ingegaan het, en hy het homself nie reg gereinig nie, het hy onmiddellik gesterf. Hoekom gebeur dit? Want God se teenwoordigheid is so heilig, dat enige iets wat onheilig is, het onmiddellik gesterf. Hoekom dink jy het God vir Adam en Eva uit die tuin van Eden gevat? Nie om hulle te straf nie, maar omdat sy heiligheid hulle sou vernietig het, omdat daar sonde in hulle lewe was. Okay? En so hulle geloofslewe het so gelyk, dat ek weet as ek droog maak, moet ek gaan, ek moet jammer sê, ek moet 'n offer doen, en die priester sal dan verder ingaan in die tent in, om dan verdere offerstelsel te voltooi. En ek wil vanoggend kom en sê, dat hierdie proses van wetonderhouding, en hierdie proses van my werke moet reg wees, is tot vandag toe 'n realiteit. Dat ons doen nie noodwendig meer die fisiese offer nie,
Maar in ons agterkop is ons iewers geleer dat die Here kwaad vir ons is en elke keer as ons droog maak, elke keer as ons sonde doen, is daar 'n proses van vergifnis wat ek moet deurgaan sodat ek weer voor die Here kan staan, skoon voor die Here kan staan. Elke keer as ek Saterdag aand bokke gekyk het en ek het 'n paar te veel brandewyne, wie praat ek nou? Elke keer as ek my vrou sleg behandel, elke keer as ek vuil gedagtes het, elke keer as ek te lank op 'n sekere storie op Netflix moet fokus en ek moet eintlik dit afsit, maar ek fokus te lank. Elke keer as iemand my kwaad maak, elke keer as daar goed gebeur, leef meeste mense wat ek agterkom met hierdie spanning dat ek weer moet regmaak met die Here en ek moet my lewe reg kry. Ek het nou gesien met die wegraping, kom hierdie kommunikasie weer deur. Die Here is op pad, jy moet jou lewe reggeruk, Pel. Wat ook al dit beteken. Die brief van Hebreërs kom nou, en ons gaan vandag in Hebreërs 9 en 10 sien, dat die Here 'n hele nuwe manier kom neersit het, van hoe ons met hom funksioneer. So kom ons trek weg in Hebreërs 9 vers 11. En hy sê in vers 11, maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is as wat nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal. Nou jy gaan vandag my baie hoor praat oor net eenmaal. Net een keer. Net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van die vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei. Kan ek dit herhaal? Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade. Plain Afrikaans. Kan ek dit, kom ons sê mekaar in die oë. Wat het gebeur toe Christus uit die doodheid opgestaan het? Hy het in die hemelse plekke, het hy presies, kan ons gou daai prentjie kry, Marco? In die hemelse plekke het hy in die ewige tempel ingegaan, en hy het nie met die bloed van bokke en bulle en wat ook al, met sy eie bloed het hy as hoëpriester in die heiligste van heilig ingegaan en al jou sonde. Nou ek het 'n studie gedoen oor die woordjie al. En dit beteken al. Alles. Alles wat jy gedoen het en alles wat jy nog gaan doen. Alles. En daar het 'n skuif gebeur. In daai heiligste van heilig het 'n skuif gebeur. Hoor vir my, elke ding wat jy verkeerd gedoen het, elke godlasterlike ding, elke ding wat nie die optimale ding is wat die Here van jou verwag nie, elke ding het hy op hom geneem en hy het sy geregtigheid op jou kom plaas. Alles. Nou hoor verder. Vers 15, daarom is hy ook die middelaar van die nuwe verbond, sy dood het plaasgevind om die mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond gegaan het, sodat die wat geroep is die beloofde
ewige erfenis kan ontvang. Ek wil bietjie verder gaan na Hebreërs 9 vers 24. Lees gou saam met my. Hy sê Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware nie. Nee, hy het die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan het met bloed en nie wat sy eie is nie, dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af, maar nou het hy net een keer die volëinding van tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. Wat wil ek hê moet jy hoor vandag, Kaleo? Christus het net een keer die heiligste van heilig ingegaan, net een keer, betaal vir die totale sonde van die mensdom en die sonde van jou af weggeneem. Ek sê dit nie, julle het nou saam met my gelees. Sien julle dit? Alle sonde. So wat moet jy nou nog doen? Wat moet ek en jy nou nog doen? Kom ek vra dit anders. Hoekom doen ons nog? Hoekom doen ons nog? Nou gaan daai vraag nou antwoord. Ek wil net so 'n bietjie verder, ek wil oorgaan na Hebreërs 10 toe om vir jou iets verder te bewys. Kan ons gaan Hebreërs 10 toe? Ons lees lekker Bybel vandag, né? Hoor mooi, Hebreërs 10 vers 12, maar Jesus het een offer vir die sonde gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyand aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat God afgesonder het vir altyd volkome van sonde vry gemaak. Weereens, ek sê dit nie, die Bybel, die woord van God sê dit. Ek hoop al so opgewondenheid begin in jou opstaan. So kom ons gaan aan, dan land ek met hier, Hebreërs 10 vers 21. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus Christus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en wat na lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen en dit deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Staan hierdie in die Bybel, wag, het ek dit gou weer lees. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Ek weet nie hoekom julle so opgewonde is soos ek nie, want hier staan, as ek weet, miskien is ek dom, miskien is ek verkeerd, maar hier lyk dit vir my of die totaliteit van sonde wat in ons lewe gefunksioneer het, van ons al weggeneem is. So as jy skuldig voel oor jou aksies en dade, wie is besig om jou te beskuldig? Dit kan nie die Here wees nie. Want die volle prys, jou diepste sonde, is voorbetaal. Waarby wil ek uitkom? Ek sien soveel mense wat nog probeer die Here se guns en liefde wen deur hulle dade. Maar ek bid nie genoeg nie. Ek lees die Bybel genoeg nie. Ek
Ek vertel nie genoeg van die Here nie. Ek doen nie genoeg evangelisasie nie. Ek plant nie genoeg selgroepe nie. Ek kom nie genoeg by die kerk uit nie. Kan ek vir jou die realiteit, die waarheid vandag vir jou kom kommunikeer? Ek en jy kon nie die Here tevrede stel nie. En Christus het die heiligste van heilig ingegaan en vir altyd, net een keer, die Here totaal ten vrede gestel in die diepste verlede in die diepste toekoms in tot die einde van tyd. Hoekom is daar nog spanning in ons lewe? Of jy skuldig voel of skynheilige gevoelens het, dit vat nie weg dat die offer reeds gebeur het nie. Of jy droog maak en stupid goed aanvang, dit vat nie weg dat die offer reeds gebeur het nie. Die offer bly staan. Punt. Niemand kan dit ooit verander nie. So skynheiligheid en skynheilige lewe het niks uit te waai met die finale offer wat al reeds gebeur het nie. Amen. Kom ons kyk gou die twee van mekaar. Hierdie moet jou die vraag vra, laat vra. Okay Leon, okay maar wat nou van sonde? Want ek weet ek doen nog sonde. Wat nou van sonde? Is sonde mee gedeel? Totaal en al. Ja. Maar dit kan nie wees nie. Is die Here so goed? Ons verdien dit nie. Jy's reg. Ons verdien dit nie. Danie, kan jy na vore toe kom? Jy's heeltemal reg, ons verdien dit nie. Maar die Here is so goed, dat hy sy gedeelte en ons gedeelte kom vervul. Die dag toe ek hierdie besef is ek soos, wag Here, is U regtig so goed? Het U so ver gegaan, dat ek niks meer van hierdie oomblik vorentoe kan doen nie, maar net rus in die wete, dat U alles reeds gedoen het. Ja. Wat het jy gedink het ek bedoel toe ek sê, it is finished. Is klaar. So wat moet ons nou doen, Leon? Hoe werk dit nou? As sonde mee gedeel is, dis die totale prys is betaal, wat moet ons nou doen? Nou geniet jy Jesus Christus. Die wet is vervul. Ons is nie meer in 'n transaksionele verhouding met die Here nie. Die transaksie is verby. Nou is hy ons Vader. Ons het nou kinders geword. En ek gaan weer sê, of jy skuldig voel of nie, die Here het gesê, ek sal 'n redder stuur en ek sal julle kom red. Deur niks van julle eie toedoen nie, maar deur my seun wat vir julle sterf. En dit is die beste nuus wat ek en jy ooit kan ontvang. Hy sê, ek is 'n God wat my beloftes hou. En dis wat ek jou vandag by veroor wil bedien. Ek en jy dien 'n Vader wat so goed is, dat hy elke belofte wat hy gesê het, hy gemaak het, in voldoen het. Elke belofte. Nou God kom nie net en maak ewige beloftes vir ons redding nie, hy maak persoonlike beloftes vir my en jou. En dis waarop ek jou vanoggend wil bedien. Kan ek jou vandag vertel van nog 'n hoëpriester? 'n ander hoëpriester. Sy naam was Sagaria gewees. Lukas 1. Hy het daai tempel, sit gou weer vir ons daai prentjie op, Marco. Hy het in daai tempel gewerk. Hy was die een wat moes seker gemaak het dat alles daar binne, die menorah, die brood, die wierook wat gebrand moet word, dat dit skoon is, dat dit reg is, dat die offers gebeur. Sagaria het daar binne gefunksioneer en hy het dit gedoen,
Maar die groot probleem is dat sy vrou, Elisabeth, nie kon swanger word nie. En 'n engel van die Here daag op by Sagaria en hy sê, julle gaan swanger word. En Sagaria lag in die engel se gesig. My vrou, sy is nie vrugbaar nie. Hy lag. En kan ek vir jou sê wat gebeur daai oomblik? Die engel sê, omdat jy lag oor die goedheid, omdat jy lag oor hierdie, sal jy stom wees tot daai kind gebore word. Jy sal nie kan praat nie. Kan ek vir jou sê, wat sien ek hierso? Ons kommunikeer die boodskap van genade, dat ons verlore was, maar God het sy seun gestuur om ons te kom red uit die put van die hel, 'n ewige verlorenheid. En hy kom betaal die finale prys met sy goedheid deur niks wat ons gedoen het nie. Hy kom red ons uit genade. Al wat ons doen is dit ontvang, sê Johannes 1 vers 12, dan word ons kinders van God en ons sonde word totaal van ons weggeneem. Dit is hoe goed die Here is, maar die mense glo nog steeds nie die goedheid van God nie. Mense glo nog steeds, dis nog Jesus plus. Ek moet nog 'n goeie mens wees. Ek moet nog goeie goedjies doen. Ek mag net nie die en daai en dat doen nie. En Jesus sê, ek het julle geskuif van daai mentaliteit af. Julle werk nog steeds in die wet, julle werk nog steeds in werke. Ek het julle in 'n nuwe verbond ingebring en ek het julle vry kom maak van die wet. Besef jy hoe vry jy is? Besef jy hoe vry jy is? Ek dink jy hoor my nie, besef jy hoe vry jy is? Vrygemaak van dit wat jou afstand gebring het tussen jou en die Here. En ek het al gesien, mense kan nie gevul word met die Heilige Gees, omdat hulle kan dit nie vat nie, hulle kan nie glo dat Jesus Christus die waarheid is nie. En ons sien dit in Hebreërs 10. Kan ek vandag vir jou sê, Hebreërs 10, dan gaan dit, as jy tot kennis van die waarheid gekom het, gaan lees dit, tot kennis van die waarheid gekom het en jy hou aan sondig, is daar geen offer wat nou vir jou iets kan betaal nie. Nou vat mense daai skrifvers en sê, sien jy, as jy tot geloof gekom het en jy hou aan sondig, sorry Pel, is dit oor en verby vir jou. Kan ek net kategories sê, vir almal wat aanlyn ook kyk, dis die grootste klomp nonsens op hierdie aarde. Hy sê nie hulle tot geloof gekom nie, hy sê hulle het tot kennis van die waarheid gekom, maar hulle het nie geglo nie. As jy nie geglo het nie, kan jy, dan is dit so, dan is daar nie 'n offer wat vir jou kan betaal nie. Al wat ek en jy doen is sê, ek besef, ek kom kort, ek besef my dade en my aksies, ek besef, ek kan nie by dit uitkom wat die Here vir my behaag het nie. My enigste opsie is Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Kan ek my Sagaria storie klaarmaak? Maria word swanger met Jesus. Sy gaan kuier vir Elisabeth. En toe sy by die huis instap, toe beweeg daar lewe binne in Elisabeth. Sy was nie swanger nie, sy kon nie swanger word nie, maar God het 'n belofte gemaak, jy sal swanger word, en toe Jesus naby kom, toe beweeg die belofte in haar maag. En sy sê, jy dra die ewige, die seun van God, geseënd is jy vrou, want jy is die redder van die wêreld wat binne in jou is, en in daai oomblik is sy gevul met die Heilige Gees. Sy is een van die enigste persone wat voor Christus gesterf het en opgestaan uit die dood, gevul met die Heilige Gees. Ek sien soveel mense, en ek kom nou, Here, in die naam van Jesus Christus, en kom breek die gees van religions wat sê, ons moet die en daai en dat doen, ons moet deur ons werke. Here, ek jaag die gees van religion nou uit hierdie kerk uit in die naam van Jesus Christus. Want ons is 'n kerk wat glo in die naam, in die opstanding van Jesus Christus, en wanneer ons sy goedheid glo, o maat, gaan ons nie stil bly nie. Ons gaan nie stom wees nie. Ons gaan praat, want hy het sy beloftes nagekom.
Ek wil jou in die oë kyk vanoggend en sê, die Here gaan sy beloftes nakom in jou lewe. 'n Ewige belofte het hy nagekom, maar 'n persoonlike belofte het hy aan jou gemaak. Jesaja 55, geen woord wat uit my mond uitkom sal leeg terugkeer na my toe nie. So waar is jy? Het jy hoop verloor? Het jy hoop verloor oor jou werk? Het jy hoop verloor oor jou gesondheid? Het jy hoop verloor oor jou huwelik? Het jy hoop verloor oor jou kinders? Het jy hoop verloor? Wil ek vanoggend vir jou sê, deur die Gees van die Here, my God is 'n God wat beloftes hou. Hy het ons in ewigheid kom red. Ons kan uit performance uitklim en in hom rus. Maar hy wil ook kom en sê, ek het 'n belofte oor jou persoonlike lewe gemaak. Chandra en Zirkia, waar is julle? Ek het so sterk beleef gisterand, dat die Here sê, ek het 'n belofte oor julle gesin gemaak, en julle sal in die volgende tyd sien, dat my beloftes oor julle 'n realiteit sal word. Ek seën julle met daai boodskap, dat dinge gaan voel of dit vinnig verander, maar my beloftes bly staan. Ek het 'n persoonlike belofte met julle, en ek sal seker maak, en as die Here 'n belofte gemaak het, kan julle maar weet, die Here het 'n belofte oor hierdie kerk gemaak. Ons kerk is 10 maande oud hierdie week. En die Here het 'n belofte deurgesit. En dis wat ek vandag by wil uitkom. 'n God wat beloftes nie kan breek nie. Hy's nie 'n mens dat hy kan lieg nie. En dis waartoe ek jou wil uitnooi, is, ek smeek jou, kom uit jou performance werkeplek uit. Ek gaan hierdie aanhou preek tot die dag wat ek my kop neerlê, want dis die plek waar die vyand ons konstant in wil terugtrek, is om te dink deur my oulike goedjies, deur om my Joodse feesies te vier, en om goed te wees vir mense, en bladibladibladibla. Kan ek dit vir jou sê, vandag het jou lering gee oor hierdie. Mense vat dan hierdie skrifvers, ja, maar ek is lou vir die Here. En dan vat hulle daai skrifvers in Openbaring, was julle maar warm, was julle maar koud, maar julle is lou, nou spoeg ek julle uit my mond uit. Nou kom mense en sê, maar daai beteken, dat julle nie genoeg doen vir die Here nie. Kan ek vir jou die waarheid sê oor daai gedeelte in Openbaring? Daai kerk in Laodicea was selfonderhoudend. Hulle het begin kommunikeer, ons het nie Jesus nodig nie, ons het alles nodig wat ons al reeds hierso is, en dan sê Jesus, omdat julle op julle eie werk fokus, het ek dit teen julle. Ek is die enigste een, wat vir jou vryheid en rus en genesing kan bring. Plaas jou afhanklikheid weer op my. Totaal, deur niks wat jy kan doen nie. Amen. Ek hoop die spanning het begin loskom in jou lewe vanoggend. Sy goedheid vat die spanning weg. Elke keer wat ek fout maak, gaan rus ek weer in sy genade. Elke keer wat ek droog maak, elke keer wat 'n verslawing wil opstaan in my lewe, die manier hoe ek vrykom is, dis nie wie ek is nie, hierdie is wie ek is. Amen. So jy is nie skynheilig nie. Soos die Vader nou na jou kyk, mits jy glo en wedergebore Christen is, skyn jy heilig. Niks kan dit ooit verander nie. Ek weet nie, is dit vir jou goeie nuus vanoggend? Is vir jou goeie nuus hierso? Come on. Jy voel jou hele lewe lank agter, jy voel jou hele lewe lank, jy kan nie ten volle leef vir die Here nie. Dit het niks met jou uit te waai nie. Dit is as gevolg van sy gehoorsaamheid, nie my gehoorsaamheid nie. Dit is gevolg, my Christendom is gebou op sy beloftes, nie my beloftes nie. Op dit wat hy gedoen het, nie wat ek gedoen het nie. Nie op my gevoelens nie, maar op sy. Dit is klaar. Jy is vry, Kaleo. Jy is vry. Maar jy kan vry wees
en nog steeds ongesond wees. Jy kan vry wees en nog steeds leuns glo uit die verlede. En dis wat die Here wil kom aanspreek hier. Jou redding is vas, maar ek wil jou kom gesond kry in die diepste areas van jou lewe. Amen. Here, dankie daarvoor. Ek het met 'n kans, ek wil net so 'n bietjie wag op die Here. Ek beleef die Here wil nog mense bedien vanoggend. Gee my net so 'n bietjie kans. Net jou oë toemaak waar jy is. Dankie, Here. Here, dankie dat U in die heiligste van heilig ingestap het. Here, nie met die offer van diere vir ons 'n prys betaal het nie, maar dat U met U eie bloed, U eie liggaam, ons gewete kom skoon was het. Here, ons weggevat het van die dade na tot redding, Here, maar self dit kom voltooi het vir ons. Here, ons hoef nooit weer spanning te beleef in ons lewe nie. Want U kyk deur ons, of vir ons, deur die bloed van Jesus Christus. Here, ons kan nie warm of lou of koud wees nie. Here, want U was vir ons. U staan voor die Vader as hoëpriester, leer Hebreër ons, vir ons staan U in dienswerk met een offer wat vir ewig staan. Dankie, Here, daarvoor. Ek wil 2 mense bedien vanoggend. Ek wil mense bedien, weer eens beleef ek, mense wat groot besluite moet maak rondom werk. En hier is die ding van werk is so 'n identiteitsvraag. Baie mense vind soveel identiteit. Wie is jy? Ek's 'n dokter. Wie is jy? Nee, ek's 'n ingenieur. Nee, dis nie wie jy is nie. Jy's 'n kind van God wat in hierdie seisoen so funksioneer. Ek wil mense kom bedien wat sê ek het groot besluite om te maak rondom werk. Of, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U net so vir werk. Ek vertrou U net so om 'n lewe wat sin maak uit te leef. As dit jy is vanoggend, wil ek jy moet staan daar waar jy is. As dit jy is vanoggend, ek wil jou kom bedien, as jy 'n uitdaging rondom werk het, as werk jou in die afgelope tyd in die nagte wakker hou, staan asseblief op. As daar uitdagings is rondom goed, staan op asseblief, ek wil jou kom bedien. Ja, Here. Ja, Here. Dankie, Here. Vir almal wat julle wat staan, kyk gaan my in die oë. Almal wat staan, kyk gaan my in die oë. Die Here se belofte oor jou staan. Die Here het 'n belofte dat ek sal vir jou voorsien. Ek sal vir jou voorsien. En Here, ek kom bid in hierdie seisoen, Here, dat mense wat nou staan, nie net voorsiening beleef nie, maar genot in die voorsiening beleef. Dat hulle 'n doel sal uitlewe daar so waar hulle is. Here, ek bid vir mense wat regtig struggle en sê ek sien nie tot aan die einde van die jaar hoe ek hierdie deur sien nie. Here, kom bid ek vir nuwe Jesaja 40:31 krag. Die wat op die Here wag, sal nuwe krag ontvang. Sal. Here, ek bid nou, wil mense net rondom hulle net hulle hande op hulle lê, dat ons net nuwe krag in hulle inbid. Die mense wat rondom is en die mense wat staan, asseblief moenie skaam wees nie. As jy hier is met 'n duisterdisse agenda, breek ek jou krag nou in die naam van Jesus Christus. Staan op, lê net mense rondom jou. Dankie, Here. Dankie, Here. Staan nie iemand hier by julle? Kom ons kry gou net. Riekie, kom staan gou by die mense hier so voor. Sê, dankie Gilda, julle. Daar kort nog hande daarop. Persoon daar agter, staan gou op. Staan gou op, daar sy. Ek sien daar is. Dankie, kom ons staan gou daarso. Ag Here, ons kom bid dat U is die skepper van die heelal. U het die krag om mense uit die dood uit te kan laat opstaan. U is die krag om voorsiening op voorsiening te bring. En Here, ons kom verklaar dit nou oor hulle. U belofte staan. Here, ons kom bedien hulle met die woord van die Here, met die goedheid van die Here. En ek wil nou oor hulle uitspreek, julle sal die goedheid van die Here sien. Dankie vir nuwe innovasie, nuwe krag,
nuwe strategie, nuwe geleenthede. Here, en ek kom breek nou die krag waar die vyand hierdie gebruik om identiteit af te breek. Jou werk is nie jou identiteit nie. Jesus Christus is jou identiteit. Tap jou krag uit dit uit. Dankie Here daarvoor. Kan ons Here net loof vir dit? Dankie Here, kom ons loof vir Here in Jesus naam. Sy, dankie Here. Ek is so lief vir julle, weet julle dit? Weet jy hoe lief ek vir jou is? En ek en my vrou sien die struggles waardeur almal gaan. En weet, soos wat die Heilige Gees ons begelei, bid ons konstant vir julle. Ek en sy is nie perfek nie, ons koorspan is nie perfek nie, maar een ding wat ons wel hier gaan doen en wel gaan regkry, is dat ons mekaar gaan lief hê. En ek wil in die oë kyk en sê, ek het jou so lief. Kan ek jou vandag 'n storie vertel? Laasweek kom kuier een van die ander gemeentes hier in die dorp, kom kuier gou hierso by Kaleio, net om te kom kyk wat gaan nie aan. Nee, weet, want hulle hoor dinge. En die persoon wat hier weg is, kommunikeer aan sy gemeente, eers die Heilige Gees is daar. Maar meer as dit, die mense het mekaar daar lief. Nou, as jy vir my 'n kompliment vir 'n kerk wil gee, is dit die twee goed. Hulle kommunikeer Jesus en hulle het mekaar lief. Dan is ons op die regte plek. Nie ons kursusies en ons programmetjies en ons uitreitjies en ons goedjies nie. Jesus sê nie, doen al daai goed nie. Hy sê, hê mekaar lief. So Kaleio, dankie dat julle mekaar lief het. En kan ons uit die diens afeindig, waar ons net die Here loof vir sy reddingskrag, dat ons nooit weer 'n skynheilige spanning hoef te beleef nie, want sy offer staan vir ewig. Amen. Kom ons loof Here daarvoor. Mag ons nog duisende getuienisse kry. Dis een van die grootste maniere hoe ander mense tot geloof kry. As jy genees word, gaan vertel die wêreld, Jesus het my genees. Genees die Here altyd? Nee, hy doen nie. Partykeer is daar 'n groter storie, partykeer is daar 'n groter wil. Maar dit vat nie weg dat ons mense wil bid vir genesing nie. Die Here het 'n gawe van genesing gegee, nie dat ons dit net daar in die hoekie hoef te los en dit nie gebruik nie. Amen. So ek wil die diens gebruik. Ons gaan nou, Dani gaan 'n bietjie verder vir ons speel. Ons gaan die diens hierso land. En as jy graag net wil kom vir enige genesing, angs, depressie, siekte, kanker, pyn, seer, asseblief, ek en my core team wil jou net vir jou bid. Ons gaan jou nie lank besig hou nie. Erich en Elsie, wil julle ons join asseblief? Yuri Marina, Morney Annelien, ons wil iemand anders kry vir die infotoonbank. Okay, Janika gaan nou vir ons reël. Johan en Shamaine, asseblief kom bedien hier voor. Dat ons bid vir mense vir genesing. Amen. Okay, kan ons Here net loof daar waar ons staan? Come on, halleluja. Alright. Ek bid die voorsiening van die Here nou oor jou uit. Jou finansies, jou voorsiening kom nie van jou baas af, of waar ook al nie. Dit kom uit die hand van die Here. En die Here sê, dit wat jy oopsluit, sal oop gesien. Here, so ek kom nou en ek sluit voorsiening oop oor mense se lewens. Dankie Here daarvoor. In Jesus naam bid ons dit en almal sê amen en amen. Mag jy 'n amazing week hê. As jy genesing nodig het, ons wil graag vir jou bid. Kom vorentoe. Ons vertrou die Here. Anders kry jy lekkerste koffie by George hulle daar agter en dan kuier ons lekker verder saam.